Dankie Cas. Goeiemôre julle almal. Het is altyd vir my 'n voorreg om in hierdie gemeente te kan wees. Ja, daar het 'n interessante ding gebeur wat ek graag met julle wil deel, want ek besef net, dit is op die Here se hart in ons. Ek weet nie of julle ook al die ervaring gehad het, dat julle baie keer iets lees in die woord, en dan wonder ek altyd by myself, hoe lyk dit prakties? Hoe lyk dit prakties? Hy het nou net gepraat van, hy's 'n praktiese man. En dan dink ek ook daaroor, hoe lyk hierdie skrif prakties? En een so skrif wat my getref het, was Johannes 17 vers 23. Ek gaan dit vir julle uit die ESV lees, en dan gaan ek met julle deel wat die Here 2 weke terug vir my gewys het. Hy lees so, hy sê, dit is die gebed wat Jesus bid vir sy disippels. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one as we are one. Dis vers 22. Dan vers 23. I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me and loved them as you loved me. Ek wil dit weer vir julle lees. Luister mooi. The glory that you have given me, I have given to them, that they may be one as we are one. I in them and you in me, that they may become perfectly one. En hoor nou hierdie deel, dis nie eendag in die hemel nie, dis 'n getuienis. So that the world may know that you sent me and loved them even as you loved me. En ek het nog nooit verstaan hoe lyk daai stuk in 'n sekere sin, hoe lyk dit prakties nie. En 2 weke terug toe net, ek dink dit was net voor die lofprysing Cas, toe wys Cas vir ons 'n video vir Dr. Woodruff, en hy praat oor die aspek van lofprysing. En ek luister en ek besef, maar daar's baie meer daaraan as wat ek dink. En toe gaan ons oor in lofprysing, en terwyl ons oorgaan in lofprysing, ons besig met lofprysing, begin die Here met my deel, en hy begin op 'n snaakse manier, hy sê, sing jy alleen? En ek is so half verstom. Ek sê nee. Hy sê ja, sing jy sing met 'n gemeente. En hy sê vir my, jy noem dit korporatiewe worship. Hy sê, in hierdie plek, kyk ek nie na individue nie, ek kyk na die gemeente. Want hulle lof lei tot iets. En ek vra vir die Here, maar wat? Hy sê, besef jy, dat wanneer hulle my aanbid, is hulle een. En dit tref my. En hy sê, besef jy ook, dat ek reageer op sulke lof? En ek is wel verstom, en die Here sê, nie net is hulle een nie, maar hulle is ook een met my. En julle sal onthou, die van julle wat daar was, net na die lofprysing, toe kom Manfred vorentoe. Toe antwoord die Here ons, en wat sê hy vir ons? Hy sê hoe onuitspreeklik lief hy ons het. En dit was vir my net amazing, want vir die eerste keer het ek hierdie Johannes gebed prakties voor my oë sien afspeel. Ons wat een is in lofprysing, is een met die Here, en hy staan nie onapart of apaties teen daai lofprysing nie. Hy het daai lofprysing geantwoord, en hy het daai antwoord vir ons gegee deur Manfred. En is dit nie 'n wonderlike gedagte om te kan verstaan wat die Here se wil is wanneer ons iets doen nie? En ewe skielik besef ek net dat in hierdie korporatiewe aanbidding, hierdie korporatiewe lofprysing, is daar baie meer diepte as wat ons dink. Daar's baie meer wat gebeur in die hemelse realm as wat ons besef. God is betrokke in ons lofprysing. Baie ernstig, baie meer as wat ek gedink het. Kom ek wees sommer eerlik. So ek het vir Cas gevra, ek wil graag vir julle 'n lied speel. Dis 'n ou lied. Hy's in 1990 geskryf.
Die sanger is Steve Green. Ek weet nie of julle hom ken nie. Maar hy het 'n lied geskryf. I call you to praise. Ek wil graag die lied se woorde vir julle lees. En die belangrikheid daarvan is dat die lied vang vir my vas wat ons gesindheid van hart moet wees wanneer ons in lofprysing ingaan. So ek gaan gou vir julle die woorde lees en dan gaan ek vra dat Charles hulle die lied vir ons speel en dan wil ek net hê julle moet net vir 'n oomblik dink net en luister net na wat hierdie man sê. Hy sê, I call you to praise, come and worship. The King in his splendor and power. I call you to enter his presence. Come linger in glory this hour. Let us stand in awe, though we only see but a tiny glimpse of his majesty. Let us praise him, all that is within us. Praise him and worship our Lord Jesus. All who come before him stand amazed. I call you now to praise. I call you to praise. Now awaken and set your affections above. Forsake all that keeps you from praising him. Delight in his mercy and love. For we've come to know but the smallest part of the endless love in our Father's heart. Let us praise him, all that is within us. Praise him and worship our Lord Jesus. All who come before him stand amazed. I call you now to praise him, all that is within us. Praise him and worship our Lord Jesus. Praise him, all that is within us. Praise him and worship our Lord Jesus. All who come before him stand amazed. I call you now to praise. Geniet die lied. En vir my is so lekker as ons kan sê ons het 'n goeie aanbidding. Dit was sommer sit maar woon aan my gees en sê man, lewe is die moeite werd. Kom ons hardloop. En ons gaan vanoggend 'n paar ouens vra om net bietjie te getuig en te deel. En ek hoor vir Fritz vorentoe roep, Fritz, dat jy kan kom deel. En ons leer uit ander ouens se lewenservarings. Ons leer uit hulle lewens uit. En ons gaan hom vra dat hy 'n bietjie deel oor wat hier op sy hart gelê het. Dankie Cas, môre julle. In my wandel met die Here, het die Here my ruk terug gevat na Rigter 6. Storie van, of die verhaal van Gideon. En ons almal ken die verhaal. Ek meen, dit is 'n baie eenvoudige verhaal. Dit is van 'n man en 300 Israeliete en 'n uitkoms. Maar die Here wys vir my, ek mis iets. Ek is te gefokus op die uitkoms en ek mis die verhaal. En ek wil graag met julle deel. As julle wil, maak julle Bybels oop by Rigter 6. Ek wil vir julle 4 ongelooflike goed wys wat die Here vir my wys. Nou die eerste gedeelte van Rigter 6 tot daar by vers 10. As ons 'n fliek kyk, is die setting, die plot, die hele storie word mooi vir ons vasgelê. En dan begin ons by vers 11. Nou moet ek hierdie ding balanseer van die bril en die lees. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas, die Abisriet, behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskyp om dit te beveilig teen die Midianiete. En die Here wys vir my hoe verkeerd hierdie storie is. Ek het hierdie storie, ek fokus op die uitkoms, maar hierdie is 'n storie van vrees, transformasie en vryheid. Wat is verkeerd in hierdie vers? Gideon is besig om 'n werk te doen wat buite in die sonlig moet plaasvind. Hy kruip weg in 'n kelder. In vrees vir die Midianiete is hy besig om die werk te doen wat buite gedoen moet word. Vers 12.
En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge oor ons gekom? En waar is al sy wonders, wat ons vaders ons van vertel het, deur te sê, die Here het ons uit Egipte laat optrek, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Wat vir my ongelooflik is, die engel van die Here antwoord hom nie. Hoor wat sê hy? Dit gaan alles oor die Here. Die Here het ons verwerp. Kyk hoe sleg gaan dit met ons. Kyk hierdie probleme wat ons het. Dis die Here se skuld. En die engel van die Here antwoord hom nie. Hoor wat is die antwoord? Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Gideon, wat wegkruip vir die Midianiete, die Here kom sê vir hom, jy is hierdie dapper man, hy koop dit nog nie. Hy antwoord, maar hy vra hom, ag Here, waarmee sal ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self is die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En iets skuif in Gideon. Iets skuif, en hy wonder, en hy vra, gee my asseblief 'n teken, nie die teken wat ons aan dink nie, nie die een van die velletjie nie. Ek wil 'n maaltyd gaan voorberei, en ek wil dit hier kom neersit, en hy doen dit, en die engel van die Here raak met sy staf die rots aan, en dit verteer, daai maaltyd, en Gideon begin transformeer. Hoor wat doen hy? Toe hy besef wat gebeur het, in vers 24, toe bou Gideon daar 'n altaar vir die Here, en noem dit, die Here is vrede. Net hierna kom die Here en daag vir Gideon uit in die volgende verse. Hy gee hom 'n bitter moeilike opdrag. Hy sê, gaan vat jou pa se tweede bil, nie daai eerste bil. Daai eerste bil is oud. Daai stoetbil waarmee hy op die skoue al die pryse wen. Vat daai bil en gaan breek die altare in jou pa se huis en sy heilige boomstomp af. Bou vir my 'n altaar bo-op daardie goed wat in julle huis was, en offer daai bil vir my. Weet julle wat het my getref toe ek dit lees? Die feit dat binne in hulle huis, hierdie mense wat die Here 'n pad mee loop, hierdie mense wat die Here uit Egipte uitgebring het, binne in hulle huis is die Baal altaar gewees. Binne in hulle huis staan die heilige boomstomp, hierdie afgode wat hulle dien. Gideon is 'n bietjie bang om hierdie hele storie aan te pak in die dag. Hy vat 10 manne in die nag en hulle gaan doen wat die Here gesê het. En die volgende oggend is dit chaos in daai dorp. Almal wil weet wat het gebeur. En na hulle navraag gedoen het, vind hulle uit, maar dit is Gideon wat hierdie ding gedoen het. En hulle vra sê, pa, bring vir ons vir Gideon. Gideon moet doodgemaak word. Hierdie ding wat hy gedoen het teen Baal kan nie ongestraf bly nie. En hier is die volgende ongelooflike ding wat die Here vir my wys. Kyk wat antwoord Gideon se pa hulle. Maar Joas sê vir almal wat by hom staan, wil julle vir Baal veg? Of wil julle hom kom help? Die wat vir hom veg sal van môre nog gedood word. As hy 'n God is, laat hy vir homself veg, omdat hy sy altaar omgegooi het. En hy doen 'n ongelooflike ding. Paas, hy doen 'n ongelooflike ding. Hy spreek oor sy seun, sy roeping. Hoor wat doen hy? Vers 32. Daarom het hy hom op die dag Jeribaal genoem en gesê, laat Baal teen hom veg, omdat hy sy altaar omgegooi het.
En dan kom ek by die laaste gedeelte wat die Here vir my in hierdie hoofstuk wys, en dis vers 34. En die gees van die Here het oor Gideon gekom. En die res, soos ons sal sê, is history. Gideon staan op, Gideon vat 'n ramshoring. Die man wat vir die Here gesê het, ek wat die geringste is van my familie, ons familie wat die geringste is van Manasse, hy vat 'n ramshoring en hy blaas, en die manskappe gaan uit, en hulle kry die volk bymekaar, en julle ken die storie. Wat wys die Here vir my hieruit? Ek en my familie het in Angola gebly, en 10 jaar terug het die Here ons totaal ge-uproot, totaal ons lewe verander. Ons het teruggekom hiernatoe, en die Here het vir my 'n belofte gegee, 'n groot belofte, maar weet julle, dit het moeilik geraak. 10 jaar tyd sukkel 'n mens om daai belofte te bly glo, en jy kom agter dat vrees, onsekerheid, mislukking in jou pad kom staan. Ek wil 'n storie vertel, so ruk terug, breek my vrou se kar, die verkoeler is stikkend, en ek Google kry plek in die noordelike industriële gebied, onthou, ons het baie jare, ek het nie hier groot geword nie, weet nie waarheen om te gaan, ek kies die eerste plek wat ek kry, ry soontoe, dis 'n middag laat, kom daar aan, maar dis chaos. Daar staan klomp mense, en ek kom agter, dinge gaan nie lekker hier nie. En die eienaar kom maar uitgestorm, en hy het sy speedpoint, die ding wil nie werk nie, en hy vat hom, my gooi hom daar stikkend, maar terwyl in daai proses, vloek daai man, nou vloek is een ding, maar die Here se naam uitelik gebruik, maar wat my tref, is daai man dra 'n pragtige kruis om sy nek. Julle en ek besluit nie wat, hier kan ek nie besigheid doen nie, hier sal ek maar moet ry. Daai aand kla die Here my aan, Gees van die Here kla my aan, sê Frits, vir wat is jy bang? Wat het jou gekeer om daai man te vra, maar is dit wat jy doen reg? En ek voorstel daai aand, ek sê vir die Here, daai man gaan nie vir my luister, daai is die tipe ou, jy se geloof en hom moet inslaan. En die volgende oggend kan ek nie meer nie, en ek besluit, maar dit is dan nou maar so, en ek maak myself klaar, as ons moet ons slaan vandag. Ek is soontoe, en ek het buite sy kantoor gaan sit, hy was saam met iemand daar binne besig, en ek sê vir die ontvangsdame, ek wil 'n afspraak met hom maak, en ek sien, dinge is nog nie lekker hier nie, seker nog gister se ongemaklikheid, en op 'n stadium laat hulle my ingaan, en ek gaan sit voor hom, en ek sê vir hom, vriend, ek kom vandag met 'n saak na jou toe, ek was gister hier, ja, hy het my gesien nie tussen die mense, en dit was te mekaar, en wat, ek sê, dis reg, maar ek wil nou vandag vir jou sê, jy kan nie 2 gode dien nie, jy kan nie daai kruis om jou nek dra, en so praat nie, jy moet kies, of jy haal af, of jy moet verander. Nou ja, die man hy het so begin bewe, en 'n sigaret gevat, en hom opgesteek. Weet julle, en toe vertel hy vir my die mooiste verhaal, van 'n wonderwerk, wat in sy lewe gebeur het, en hoe hy wegbeweeg het, en dat dit nodig was, dat ek, my vrees, my onsekerheid, moes los, om daai oggend met hom te gaan praat. So, my boodskap vir oggend. Ek luister hierdie hele jaar al vir Cass, en ek hoor hoe Cass ons uitdaag. Ek weet nie of julle dieselfde hoor, miskien is dit net ek. Hoe Cass hierdie gemeente uitdaag, om te vra, waar is ons? Is dit onsekerheid? Is dit vrees vir onsekerheid, vir mislukking, wat in jou pad staan, om daar te wees, waar die Here jou wil hê? En dan wil ek julle groet, met wat die engel van die Here vir Gideon gesê het. En dit is eenvoudig. Die Here is met jou, dapper held. Die Here is met jou, dapper heldin. Dankie. Baie dankie Frits, en ek dink
is nodig vir ons om prakties te hoor. Dit is nie altyd so maklik daar buite nie, so party ons hou van 'n vuisgeveg, maar as jy die moed het, maak dit 'n verskil. Ek wil graag verleidings vorentoe roep. 'n Klomp goed het gebeur en nodig. Ek wil graag hy vinnig net so 'n bietjie deel. Ons het so stuk vir stuk gedeel, maar laat jy kan sien wat gebeur wanneer ons gehoorsaam is en dan aan die werk kom en daai uitdagings vat wat moet gedoen word. Ja, môre julle almal. Hoop dit hoe gaan nog goed met julle. Ja, so ek het gedink kom ons gee dalk net 'n bietjie terugvoering oor wat daar in die noorde gebeur het die jaar en ek weet as ek so kyk, ek weet van menigte mense wat betrokke was in allerlei aspekte, hoe dit was om te gaan, hoe dit was om te gee, hoe dit was om net te bid. So ja, ek sien hier die slides is also op, Ruacana Feedback 2025. Ja, die mooi dingetjie, hier is ons. Ja, anyway, so, is er nog een ander? Pointe kom hiernatoe, pointe kom terug. Oké, kom ons gaan en dan figure ons uit as ons gaan. Okay, so basies hier 2020 einde 2023 toe die Here vir my 'n visie kom gee oor wat in die noorde by Ruacana moet gebeur. En soos julle kan sien daar aan die regterkantste prentjie, daar staan die Ruacana mission statement. En dit staan daar, so dalk 'n bietjie vir van julle te klein is, daar staan to build the kingdom of God on a physical, spiritual and a soul level. Nou, wat die Here vir my gewys het, is daar gaan 'n beweging uit Agape Windhoek uitgaan, en dit gaan stig in die een gemeente daar wat genaamd is Ovikikolo. En uit Ovikikolo uit gaan hulle dan begin uitgaan, en dan gaan daar 2 ander gemeentes daarvan af begin vorm. En dit het nou maar so die tyd maar verby gegaan, en ek dink ek het laas jaar ook bietjie feedback gegee, maar basies, as ek eers raak aan die jaar, ons het gegaan in April, in September en in Oktober. Ons het in April gegaan meer vir 'n equip session vir geestelike doeleindes. In September het ons meer gegaan om koneksies te maak, agreements met mekaar te sit. So dit sal nou meer op die sielvlak wees, man to man ensovoorts. En ons het ook Foundations for Farming gepilot daarso in die noorde wat ons kyk om verder uit te rol. En eventually dan in Oktober het ons gegaan en toe daar 'n bietjie bou en ontwikkeling plaasgevind. So ek gaan nou ingaan in detail van elkeen van hierdie kolle net om te wys waar ons was laas jaar en waar ons is die jaar, en miskien 'n storieetjie of so ook daarso bysit. So die eerste plek hier Ovikikolo, dit is nou die middelpunt daarso. In 2024 het ons die kerkie en die kerkgebouetjie basies ge-establish daarso, en daar is toe so plus minus 120 mense gewees, en ek dink daai tyd dit was vir ons 'n movie se deurbraak gewees. Ons kon amper nie dink wat die Here alles gedoen het nie. En verder die jaar, soos wat die tyd nou gegroei het die kerkie het nou begin op sy voete kom op sy eie. So hulle gaan nou Sondag gaan hulle aan sonder ons, ek wil nie sê te veel wil ek sê oorsig nie, daar's nog steeds oorsig, maar daar het 'n paar leiers binne in die kerk begin opstaan. Hulle het toe gesê, hoor, hulle wil hierdie ding verder dryf. En hulle het toe so verder vorentoe gegaan, dat toe ons in April uitgegaan het, toe leer ons hulle om nou weer ook verder uit te reik na die ander gemeentes toe. En dit was actually 'n baie groot deurbraak geweest, want toe na dit het hulle toe weer 3 keer daarna self op hulle eie begin uitreik. So net die groei wat daarso begin gebeur het en wat die Here doen is regtig amazing. Ons het ook uiteindelik deurbraak gekry, en daarso is nou ook 'n boorgat vir die hele gemeente daarso. So dis regtig wel net amazing hoe die Here begin voorsien het en hoe hy self eintlik 'n ding in 'n manier onderhou en hoe hy sy kerk bou. Net 'n storieetjie van daai kant af, ek onthou toe ons daar was in April, die chief. Hy was nog altyd 'n oop ou gewees, maar hy het so getouch and go, jy weet, dit is maar redelik
Hy's nog nie heeltemal in nie, maar hy gee vir ons soveel spasie en soveel grace. Toe in April toe gee hy vir ons 'n bok. Ek dink dis nou hulle manier om basies te sê dankie en soos hulle waardeer nou, dis nou hulle manier om te wys, jy weet, hulle is baie gelukkig. En toe die aand toe bel hy, of die volgende oggend toe bel hy, sê nee, die aand kan hy nou nie slaap nie. Hy kan heeltyd nagmerries, hy weet nie wat aangaan nie. En ons het toe vir hom gaan bid en lang storie kort, Sondag sit hy nou ook daar so saam met hulle in die kerk. So, dit is regtig amazing wat die Here besig is om daar te doen. Waantoe ons vorentoe gaan met die plek is, ons wil kyk om bietjie meer teachings daarso in te bou. Hulle 4 is regtig waar aan die gang. Julle verstaan, die mense is op en waar kan hulle wil gedoen, maar daar is regtig waar 'n groot need vir teachings en vir hulle net te koop en hulle bietjie meer die gospel en die Bybel en sovoorts te leer. En dan ook 'n klok, maar ek sal nou aan hom ingaan. Dan die community 2, ek dink hy was daar aan die regterkant, is Ochimanangombe. So ek sal R50 gee vir die persoon wat die naam die eerste keer kan regsê. Ja, vat so tydjie. Ochimanangombe. So in 2024 het ons net daarso nog uitgereik in Afrikaans. En ons het so stuk het ons regtig begin groei. Ek dink dit was ons so 20 na 40 mense toe gewees. En toe hier in 2025, het ons regtig in April het ons 'n groot deurbraak gehad. Toe is daar so 60 mense. En toe begin die Here op my hart lê, hy wil hierdie ding begin verder vat. En ons het toe in September, toe gaan sit ons met die leiers daarso, en Kazelle was ook saam. En toe hulle nou hande skud, toe ons weer kyk, toe voorsien die Here iemand om die plek te kom bou. En toe ons weer sien, toe sit daar, toe is daar 'n kerk op, en nou hulle sit op die oomblik op so plus minus 100 mense wat daar so is. So die Here het regtig waar die kerk net kom volmaak. Hulle nodig ook 'n klok. Nou, miskien kan ek net so 'n bietjie agtergrond gee rakende die klok. So Namibië of Windhoek-tyd en noordelike tyd verskil. So as ons sê ons het kerk 9 uur, dan val hulle so morning. Dan sê ons oggendtyd. Dan sê ons oggendtyd, maar 9 uur oggendtyd. Ja, oggendtyd. So oggendtyd het ek nou agtergekom kan wees tussen 8 uur en 11 uur. Nie noodwendig 9 uur nie. So wat gebeur is, ons begin 9 uur, dan is daar mense wat dit verstaan het as 9 uur. Hier 10 uur se kant, dan kom maar nog in wat oggend verstaan het as 10 uur, en 11 uur, dan kom die laastes in wat oggend verstaan het as 11 uur. So, iemand het met 'n uitstekende idee gekom en gesê, hoor hierso, as ons 'n klok by die kerk kan kry, sal dit actually baie, baie goed help, want wat gebeur is, die villages, hulle is redelik klein, so as ons 'n klok daar kan lei, dan behoort ons actually baie, baie effektief te wees. So, as daar enige iemand is wat in die klokbedryf is, asseblief, ek het nie idee hoe daai ene werk nie, maar dit kan vir ons regtig wel baie goed werk, moving forward. En, anyway, laaste plekkie waarvan ons praat, ook R50 as jy die ene kan kry, Ongyalundu, is die gemeente se naam. So, ons het ook 2024, wat ons ook gedoen, is ook baie uitgereik. Het was maar moeilik geweest, ons moes fisies na die huise toe gaan op 'n tyd, want oggend en 9 uur ensovoorts. So, daar was daai tyd het ons seker tot by so 25 mense gekom, en die Here het regtig waar net begin voorsien, en hy het aanhou werk. Ons het die jaar het ons weer daar uitgereik in April, en dit was goed geweest. Ek dink ons het by so 40 mense of so gestaan, so dit lyk of daar iets gebeur, maar toe nadat ons in September daar was, het ons weer met die leiers en die chiefs van die villages gepraat, te sê ons, hoor hierso, dis wat ons doen, dis wie ons is, en hulle het toe gesê, hoorie, hulle is game vir 'n kerk daar, so hulle wil regtig waar ook, hulle wil inkoop in die storie, en hulle het actually begin help, so toe hulle self die mense begin by mekaar kry. So ons het sendelinge daarso wat so elke tweede, derde week daartoe gaan, en hulle staan op die oomblik nou op 60 mense. So ons is op die oomblik, ons is baie naby om daarso deur te breek.
Ek dink dit sal ook iets wees vir volgende jaar waartoe ons sal fokus. Hulle nodig meer 'n gebou, maar kombinasie van 'n skooltjie en so, maar soos wat die tyd gaan, sal ons hom 'n bietjie meer refine. En dan ja, net om terug te reflekteer waar ons nou is. Ons is baie naby aan die, wil ek amper sê, einde van die visie of aan die vervulling daarvan. Ek kan duidelik sien dat die 2 gemeentetjies begin nou opkom, maar ek het die afgelope tyd ervaar die Here begin ons eintlik strek in 'n volgende seisoen en dit is amper, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, as jy, ek weet nie wie die land loop nie, maar of as jy lees alke wat ek al nie, maar as jy daar naby die eindlyn kom, dan kan jy al sien wat hier aan die volgende deel van die pad aangaan. So ons begin nou so stuk sien waartoe ons gaan en ja, dis die volgende deel waarna ons nou kyk. Lyk my dit wat ons daarso gedoen het, die mense het begin, die woord het begin versprei. Ek dink daarso versprei goed baie anders as by ons. Dis nie so social media of so nie, maar wat toe begin gebeur het, daar's ons baie connections wat ons nou lyk het my begin opbou het en daar's meer kerke en local gemeentes wat nou begin by ons wil inskakel om nou 'n bietjie te netwerk en net te kollaboreer en te kyk waartoe ons gaan. So ja, ons is nog nie heeltemal seker hoe hierdie ding gaan werk nie. Ons praat nou maar en ons kyk verder. Maar ek dink waartoe ons volgende sal gaan, ons sal seker volgende jaar is al groot, sal seker weer die vas en bidtyd hê, so dan sal ons seker 'n bietjie afsonder en kyk wat daar aangaan en sien wat die Here vir ons verder oopmaak. Ja, en dan laastens maar net dankie Agape Windhoek. Ek is maar 'n bietjie van 'n nommers ou. So ek het die stats, ek hou gewoonlik stats van elke uitreik en van almal wat gaan en so voorts. Maar ek het nou gekyk van 2023 af. Het daar meer as 70 plus mense uit die gemeente uit fisies al gegaan op 'n uitreik en daarso gaan bedien. So dit wys dit vir my, dit kan nie as God werk en hy bou iets, dis nie 'n one man show nie. Dis regtig vir 'n team effort. En ons het ook ek sê altyd daar's 3 maniere wat jy kan deel is van 'n uitreik, die 3 G's. En dit is jy gaan, gee of gebed. So net laastens wil ek dankie sê vir die hele gemeente. Ek weet net soos daar 70 plus mense wat actually gegaan het. Ek weet hoeveel mense het gegee. Ek weet mense het hulle tyd gegee. Ek weet mense wat kos gemaak het, mense wat materiale gegee het. Daar't soveel gebeur en daar's soveel mense wat actually net bygedra het daaroor finansies en alles. So ek wil net sê baie dankie daarvoor en dan laastens die gebed ook. Ek dink die mense kan dit heeltemal quantify of in 'n plek sit nie. So ja, dis maar net waar ek wil eindig. Baie dankie vir al julle support en ons vertrou dat die Here ons verder sal vat. Baie dankie Lourens. Ek het persoonlik opgewonde, ons sal 'n bietjie later nooit van die video's wys van die boorgat en al die goed. Dit is baie lekker om te kyk, jy sien daar spy die water. Ek wou daar gewees het, maar toe kon ek nie. Ja, maar dit is net kosbaar om te sien. So baie dankie weer eens vir elkeen se bydrae. As nie was vir die $5 fonds nie, as nie was wat oop hart tot om te gee nie, het daai mense nie 'n toekoms nie. Hoor dit ek vir sê. En dan weer, nou sit hy met daai een ou hoofman daarso. Nou praat hy sy storie. Hy het sy velletjie aan, ek het my klere aan. Ek sit op 'n westerse stoel, hy sien hy sit op die stop, dan sit hy daar, nou praat ons. Maar as nou interpreteer intussen nie, verstaan, so, maar ek besef, dat hulle te honger, en eenvoudige wat ons doen, maak dat die gees van God daar kan beweeg. Dit maak my baie opgewonde. Vir alles wat bid, baie dankie, gebed is kritiek. As sekere goed dat ek in belang stel, dit is die geestelike dimensie. Ek wil 'n paar goggas jaag en 'n paar toordokters skuif. Die interessante is, soos ons bid, skuif hulle. Maar dit maak die mense vry. Maak dat hulle kan opstaan om te kan aanneem. En ek wil laaste vir Mariana roep. Ons het baie interessante getuienis. Ek dink is baie kosbare getuienis, so ek wil sê 'n bietjie deel. En dan gaan ons amper wees by om te gaan lekker te gaan eet en te gaan kuier. Goeiemôre almal. Ek is gewoond aan om voor te staan en te sing, nie om te praat nie. Kats en Letitia het gevra dat ek bietjie met julle kom deel oor my getuienis, my en Dirk se getuienis. Dit was so 'n jaar nadat ons getroud het, ons besluit, okay, dis nou tyd vir kinders, ons gaan nou die gesin vergroot. En ek weet baie van julle het seker al my getuienis gehoor, maar
So toe het ons nou probeer en ons het nou begin, maar 5 jaar later, toe is daar nog steeds die kinders nie. En ons het behandeling gehad, daar was dokters, en na 5 jaar het ons besluit, nee wat, die geld is op, die moed is op, die geloof is op, ons gaan ophou. En as enige iemand al ooit deur infertility gegaan het, en al daai behandelings gegaan het, dit is hard op jou finansies, dit is hard op jou hart, dit is hard op jou huwelik. So na 5 jaar het ons besluit, nee, ons gaan dit los, dit is duidelik nie vir ons nie, ons gaan dit los, ons gaan fokus op ons huwelik, en kyk wat die Here ons ander plekke wil gebruik. En op jaar 7, 2 jaar na daai tyd, toe is ek die oggend op die treadmill, maak asof ek fiks kan word. En net daar, soos ek loop, sê die Here vir my, jy gaan 'n kinderboekie skryf. Ek sê, wat? Here, nommer 1, het ek nie kinders nie. Nommer 2, kan ek nie kinders kry nie. Waar in die wêreld gaan ek 'n kinderboekie skryf? Hy sê, nee, jy gaan 'n kinderboekie skryf, hierso is die teksverf, dis waar dit gaan, en dis hoe dit gaan wees. En ek spring toe net maar van die treadmill af, en ek gaan skryf alles neer wat die Here vir my gesê het, en oor die volgende 2 maande skryf ek toe 'n kinderboekie. En ek skep 2 karakters. Die een karakter is 'n blonde kop seentjie met wille hare en met blou oogies, en 'n dogtertjie, 'n donker kop dogtertjie met donker oogies. En die boekie se naam is Met My. So ons gaan nou deur hulle avonture, en God is met hulle soos hulle deur die avonture gaan. Hy gee vir hulle wysheid, en hy gee vir hulle idees, en hulle doen dinge, en hy's net met hulle. En ja, toe skryf ek die boekie, en dit was in Januarie wat dit alles gebeur het. 10 April, toe is ek swanger met 'n blonde kop, blou oog seentjie wat daar sit. En toe hy 7 maande oud is, toe het ek 'n droom. En in die droom hoor ek 'n stem, en die stem sê, in die 5de maand van die volgende jaar gaan daar 'n kind wees. Ek is, okay, maar dit was die hele droom. Daar was niks images nie, daar was niks, dit was die hele droom. En die volgende dag het ek 'n sissie date met my suster, en ons gaan Droombos toe. Baie interessant dat ons Droombos toe gegaan het. En ons lê daar onder die bome, en ons lag. Ek vertel vir haar my droom, en ons werk toe die somme uit. En die somme sê toe, dat ek reeds daar onder die boom moes swanger wees. Ons lag, so Sarah gelag het, en ons lag. Vragies, in die 5de maand van die volgende jaar, toe is my breinhaar, donker oog dogtertjie wat daar sit, gebore. En ja, dit is net amazing, want in hierdie hele journey het ek vir die Here gevra, I want to know your character. I want to know the God of miracles. En die eerste enetjie, daai seentjie, daai rowwe seentjie van my, hy het vir my daai karakter van God oopgebreek, the God of miracles. Maar Sissie was so 'n surprise vir ons. Ons het nie eers vir haar gevra nie. Ons was net so bly oor die een. Ons het nie gebid vir haar nie, ons het nie gevra vir haar nie. En die karakter wat die Here daar vir my gewys het was, He's the one of exceedingly and abundantly above. Hy is generous teenoor ons. Ons hoef nie voor hom te kom en te smeek nie. Hy is lief vir ons, en op sy regte tyd gee hy sy goeie gawes vir ons. En ek wil julle net bemoedig vandag. Partykeer gaan die Here na jou toe kom, en hy gaan vir jou vra om weird goed te doen. Do the weird things. Want ek is seker, toe hulle voor Jerigo se mure gestaan het, en die Here die plan vertel van wat hulle moes doen, het almal gesê, okay, dit klink interessant, maar kom ons doen dit. En kyk wat het gebeur, die mure het geval. En dis dieselfde. Die Here het vir my 'n unlikely taak gegee om te doen. Ek kon ongehoorsaam gewees het, maar ek het dit gedoen. En hy het die mure laat val. So ek encourage julle, wees gehoorsaam, do the weird thing, en vertrou die Here, because in his good time, he will bring the good gift. Okay, dankie. Sorry, vergeet ek jou. Ek is te haastig om af te gaan. Okay, so ek het vir die kerk 500 boekies geskenk. Hulle is in die voorportaal. Asseblief, dit is Kersfees, almal gaan sien julle families, julle sien almal, en as jy oupa of ouma is, vat vir jou kleinkinders, as jy 'n tannie is of 'n oom, vat vir die kinders in jou familie, as jy mamma, pappa is, vat. Die boekies is so gerig op kindertjies ouderdom 3 tot 10, maar ja, asseblief,
neem dit, bless die kindertjies, laat die boodskap uitgaan dat die Here met hulle is. OK, dankie. Baie dankie Mariana, ek dink dis baie kosbaar, want ek wil afsluit met Lukas 1 vers 37, wat die Here vanoggend vir my gesê het, dat die model mee is, geen ding sal by God onmoontlik wees nie. So ek wil jou uitdaag om, waar jy dalk sit, waar jy sukkel, weet nie wat die uitdaging is nie, maar jy weet, dat ons kan sê, kom ons staan saam, kom ons bid saam, moenie alleen daardeur loop nie. Ons het gesien hoe daai goed gebeur, saam met hulle gebid, so kom ons vertrou die Here vanoggend, dat wat jou uitdaging is, dat jy dit sal kan wen. En ons wil die oggend afsluit met vreugde, met blydskap, en ons gaan later nog goeie nuus sien in die gemeente, so 'n klomp getuienisse, maar los dit vir later. So vir my positiewe geleentheid net om te sê, baie dankie vir die jaar. Dankie vir elkeen wat 'n bydrae gelewer, wat gebid het, wat deel was van die span, wat 'n verskil gemaak het. Ons sien so 'n klein bietjie hier van wat aktiwiteite in die gemeente is. Ons sal baie meer ouens roep om te kom getuig, maar dat jy sal weet vanoggend, jou lewe maak 'n verskil. En as jy 'n Gideon uitdaging het, praat met Fritz as jy bang is. Alraai. Ek het dalk leer om te dodge of wat ook al, so maar en ek dink is net nodig vir ons om te kan hoor. Almal van ons is besig om 'n verskil te maak. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan kom by die plek wat ons sê, Here, ons eet saam, ons kuier saam, en eendag in die hemel sal ons dieselfde doen. Ons sal aansit aan wonderlike tafels. Dankie Here vir al die kos wat saamgebring is. Dankie Here vir 'n gemeenskap van gelowiges wat kan saam kuier en saam lag. Ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.